Goed, hier agter my is ons Flow-Through wurmbin. Ek gaan hom oopmaak. Jy sal sien om mee te begin. Hy het daai gewigte aan die agterkant wat jou help om die deur maklik oop te maak. Al is dit 'n swaar deur, maak hy maklik oop oor hy daai gewigte het. So hoe hierdie stelsel werk, is ons voer die aardwurms van bo af teen 100 liter 'n dag as dit kompos is. Dit hang nou af wat jy voer en dan oes ons so 200 liter 'n week aan die onderkant. So hy's oop aan die onderkant, hy het net 'n baars waarop jou produk lê wat jy dan nou krap van een kant af na die ander kant om jou aardwurmmis uit te haal. Die rede hoekom die Flow-Through stelsel so suksesvol is jou lugdeurlating. So hy's heeltemal oop aan die onderkant. Ons het ook op die punte het ons inlate vir lug halfpad. Daar's 'n paar maniere hoe ons maksimum suurstof inkry en daaroor kry ons maksimum aerobiese organismes en aktiwiteit in die aerobiese organismes. So jou wurm sal in die boonste gedeelte van die eerste 400 mil sal hulle bly, partykeer in die winter sal hulle nou bietjie dieper gaan, maar dit is een van die ander voordele is jy kan van onder af oes sonder om jou wurms te hoef te steur. So jy hoef nooit jou wurms uit te sif op een of ander manier nie en jy aanhoudende oes en aanhoudende voer elke dag. Ons maak hom daagliks nat. Ons mikpunt hierso is om 70% vog bo en 40% vog aan die onderkant te hê. Die rede hoekom ons nie 'n tray het nie. Ons kry baie keer die vraag wat mense vra, hoekom het ons nie 'n drip tray aan die onderkant nie? So die feit dat ons om 70% bo en 40% onderhou, is ons het nie loog wat uitkom nie. So al jou nutriënte word geabsorbeer deur die klont aan die onderkant en ons oes die nutriënte en die organismes saam in 'n droë formaat en wat ons dan kan gaan brou as kompostee. Ek wil net die mense wat dink dit wat daaronder uitdrup is kompostee reghelp, dit is nie kompostee nie, dit is loog. En loog is gelaai met 'n hoë populasie van aerobiese organismes. 'n Hoë populasie van aerobiese organismes kan jy nie in 'n drip tray laat staan oornag nie of deur die dag nie. As jy vanaand by die huis kom, gaan hy klaar anaerobies gedraai. Goed, een van die groot voordele van 'n wurmstelsel soos hierdie is jou volume. Jou volume help om sodat jou wurms hulle eie temperatuur kan reguleer. Hy word ook natuurlik nie so baie maklik koud nie omdat hy 6 kubieke meter se kompos vashou. En jou wurms is nou baie meer weerstandig want hulle kan, as dit koud is, kan hulle bietjie onder toe beweeg en as jy byvoorbeeld iets ingooi wat nie so gunstig is vir hulle om te eet nie, dan kan hulle ook wegbeweeg en hulle kan terugkom as hulle gereed is vir hom. So dit is ook hoe ons baie keer toets of die wurms tevrede is, ons toets 'n kompos op so 'n manier. Ons sal dit hier sit en ons kyk of die aardwurms in dit inbeweeg en op daai manier weet ons of dit goeie kompos is in baie gevalle. So die oesmetode wat ons doen, ons het 'n 3-vinger hartjie wat ons aan die onderkant van die masjien is dit 'n baars wat horisontaal loop en dan het ons 'n 3-vinger hartjie waarmee ons hom krap. So ons begin aan die een kant en ons krap regdeur van links na regs en dan sal ons die produk van die grond af optel en verder gaan gebruik sif en gebruik in 'n kompostee. So dan sal ons dit tipies vat en brou in 'n kompostee waarmee ons baie jaar kan inokuleer of wat ons kan inokuleer in die besproeiingsstelsel in. Jou aardwurm kompos vir die wat nie weet nie, is 'n baie gekonsentreerde, baie divers in aerobiese organismes en baie hoog in nutriënte.